Jy weet, daar's 'n stille mediese revolusie aan die gang. 'n Stryd wat gevoer word teen een van die gevaarlikste toestande wat binne in 'n menslike liggaam kan skuil. Ons praat van torakale aorta aneurysmes. En die manier waarop ons dit nou hanteer, wel, dit het alles verander. Kom ons duik reguit in. Dink vir 'n oomblik daaroor na. Vir jare, dekades lank, was die enigste opsie om die borskas letterlik oop te saag, 'n massiewe operasie. Maar wat as daar 'n ander manier is? Wat as tegnologie iets moontlik gemaak het wat amper soos wetenskapsfiksie klink? So, wat maak hierdie ding so gevaarlik? Wel, daai analogie van 'n hoëdrukband is perfek. Die aorta is die hoofpyplyn uit die hart, onder enorme druk. 'n Swak plek is soos 'n borrel op daai band se wand, 'n borrel wat enige oomblik kan bars. Dis letterlik 'n tikkende tydbom binne in jou borskas. En hier is die skrikwekkende realiteit. Byna 'n 16% kans elke jaar dat dit kan bars as dit eers 'n sekere grootte bereik. Dis hoekom tydige optrede nie net belangrik is nie, dis absoluut lewensbelangrik. Goed, so wie loop die meeste gevaar vir hierdie stille bedreiging en wanneer presies is die punt waar chirurge sê, reg, nou moet ons ingryp? Kom ons kyk na die feite. Kyk, die risikoprofiel is redelik duidelik. Ouderdom speel 'n rol, mans is meer geneig om dit te kry, maar die groot drywers is dinge soos hoë bloeddruk en rook. En hier is die een wat regtig uitstaan, die genetiese skakel. Dit kan tot 1 uit elke 5 naasbestaandes raak. Jou familiegeskiedenis maak regtig saak. Dis die magiese nommer, 5.5 cm. Dis die drempel. Chirurge neem nie hierdie besluit ligtelik nie. Dis gebaseer op jare se data. Sodra 'n aneurysme daai grootte bereik, of as dit vinnig begin groei, dan weeg die risiko dat dit gaan bars skielik baie swaarder as die risiko van die operasie. Dis die groen lig om op te tree. En dit bring ons by die hart van hierdie hele storie. Die probleem is ernstig, maar die oplossing het 'n ongelooflike transformasie ondergaan, een wat ons wegvat van daardie tradisionele, hoë risiko op chirurgie. Kyk net na die verskil hier. Dis soos dag en nag. Oop chirurgie, 'n massiewe operasie met 'n mortaliteitskoers van 8.5%. En dan TIVAR, 'n klein snytjie in die lies van waar hulle binne in die slagaar werk. Die hersteltyd is dramaties korter en die mortaliteitskoers, dit tuimel tot net 2%. Dit is 'n absolute spelwisselaar. 2005. Onthou daai jaar, dis toe alles verander het. Toe die eerste TIVAR-toestel amptelik goedgekeur is, het dit 'n heeltemal nuwe era in vaskulêre chirurgie ingelei. Die deur het oopgegaan vir hierdie baie veiliger prosedure. En hierdie aanhaling van die Vereniging vir Vaskulêre Chirurgie sê alles. Dis nie meer een of ander eksperimentele opsie nie. Vir pasiënte wat kwalifiseer, is dit nou die voorkeurbenadering, die goue standaard. Maar hoe maak chirurge seker hierdie hoë tegnologie prosedure werk perfek? Wel, dit begin alles lank voor die pasiënt eers in die teater is. Dit begin met ongelooflike presiese beplanning. Chirurge gaan nie blindelings in nie, glad nie. Hulle gebruik gevorderde CTA-skanderings om 'n supergedetailleerde 3D-padkaart van daardie spesifieke pasiënt se anatomie te bou. Elke kurwe, elke vertakking, elke millimeter word gemeet en ontlees. En waarna soek hulle op hierdie padkaart? Hulle soek die perfekte landingssone. Die stentoorplanting moet anker in 'n gesonde, stewige stuk van die aorta. So hulle soek 'n stuk van ten minste 20 mm wat reguit en sterk is. Dit verseker 'n perfekte seel sonder om per ongeluk die bloedvloei na ander kritiese organe af te sny. Goed, die bloudruk is gereed. Die beplanning is afgehandel. Nou, kom ons gaan na die operasie self en kyk hoe hierdie ongelooflike tegnologie van binne af werk. Hier is die held van die storie, die stentoorplanting. Dis 'n briljante stukkie ingenieurswese. Basies 'n buigsame buis, versterk net 'n metaalraamwerk. Die hele doel daarvan is om die aorta van binne af te herlyn en sodoende al die druk van daai swak plek af te haal. So, hier is hoe dit werk, stap vir stap. Eers toegang, deur daai klein snytjie in die lies.
Dan word die saamgeperste toestel versigtig met 'n kateter opgestoot terwyl die chirurg alles op 'n ekstra skerm dophou. Sodra dit op presies die regte plek is, word dit ontplooi. Dit spring oop amper soos 'n sambreel en skep onmiddellik 'n nuwe veilige tonnel vir die bloed. Die gevaarlike aneurisme is nou heeltemal uit die sirkulasie uitgesluit. Die operasie is 'n reuse sukses, maar die reis is nog nie verby nie. Die nasorg, die langtermynbestuur, dis net so krities soos die prosedure self. Die onmiddellike impak is net verstommend. 'n Daling in 30 dae mortaliteit van 8.5% met ook chirurgie na slegs 2% met TIVAR is, wel, dis niks minder as revolusionêr nie. Dit beteken soveel meer mense oorleef daardie kritiese eerste maand. Maar daar is 'n langtermyn uitdaging. Soms, net soms, kan 'n bietjie bloed steeds verby die seel van die stent lek en terugvloei in die ou aneurismesak. Hulle noem dit 'n endolek. En dis presies die rede hoekom pasiënte vir die res van hulle lewe gemonitor moet word. So, hier is die afruiling. Die uiteindelike teken van sukses is wanneer daai ou aneurismesak begin krimp, want daar is nie meer druk op hom nie. Die aanvanklike risiko met TIVAR is soveel laer, maar dit kom met 'n prys. Die verantwoordelikheid van lewenslange monitoring net om seker te maak alles bly presies waar dit moet wees. Hierdie aanhaling som dit perfek op. Ja, TIVAR is 'n wonderwerk van moderne medisyne, maar dit is nie 'n genees en vergeet tipe oplossing nie. Dis 'n vennootskap tussen die pasiënt en die dokter, 'n vennootskap wat 'n lewenslange verbintenis tot waaksaamheid vereis. As jy dink hoe ver ons gekom het van oop borskas chirurgie na TIVAR in net sowat 2 dekades, dan laat dit jou wonder, né? Watter prosedures wat ons vandag as uiters indringend beskou, sal oor 20 jaar van nou af deur 'n klein insnyding gedoen word. Die toekoms lyk beslis opwindend.